Goeiemôre almal, Vrydagoggend, dis die 6de Junie die jaar 2025, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die liggaam. Nou, hierdie dag het die Here gemaak. Hy is in hierdie dag, ons is in hierdie dag en ons moet 'n keuse maak wat ons in hierdie dag wil doen. Wat gaan ons in ons lewensbladsy skryf? Want onthou daar's boeke in die hemel en elke dag wat jy doen word opgeskryf in daardie boeke, maar nietemin. Aan die einde van sy lewe na die opstanding het Jesus opgevaar na die Vader. En tog bemoedig hy sy disippels dat hy hulle nie alleen gaan los en as weeskinders agterlaat nie. Hy stuur dus sy gees om by hulle in te wees. Sy gees omvorm die groep gelowiges tot die liggaam van Christus. Die instrument waardeur Christus op hierdie aarde sy werk kan doen om hom te verteenwoordig. Ons vorm deel van die liggaam van Christus. Maar ook ons liggame is vir God belangrik. Daarom beloof hy om dit ook uit die dood uit op te wek, sodat ons daarmee aan sy nuwe wêreld kan deel hê. Halleluja. Nou ons eerste gedeelte oor die liggaam wil ek graag hier uit 2 Konings 4 vers 32 tot 35 vir ons deel. En toe Elisa aan die huis kom, was die seun dood, neergelê op die bed. En hy het ingegaan en die deur agter hulle 2 toegesluit en tot die Here gebid. Daarna klim hy op en gaan lê op die kind en sit sy mond op die se mond en sy oë op die se oë en sy hande op die se hande en buig oor hom neer en die vlees van die kind het warm geword. Daarop het hy teruggekom en in die huis 1 keer heen en weer geloop om dan opnuut op te klim en oor hom neer te buig en die seun het 7 maal genies en die seun het sy oë oopgemaak. Halleluja. Job 2 vers 1 tot 7. En op 'n dag, toe die seuns van God hulle kom en voor die Here stel, het die Satan ook onder hulle gekom en hom voor die Here gestel. Toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak. Toe het die Satan die Here geantwoord en gesê, heid vir heid en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Maar strek net die hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan, waarlik, hy sal u in die aangesig seën. En die Here sê vir Satan, kyk, hy's in jou hand, maar spaar net sy lewe. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel. Ek dink dit moes verskriklik baie erg gewees het. Dan Matteus 6 vers 25 tot 34 se baie bekende gedeelte. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer werd as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar nie skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan, deur om te kwel, 1 el by sy lente voeg? En wat kwel julle oor julle klere? Let op die lelies van die veld, hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Halleluja. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer. Here, want U sorg vir ons. Here, U weet wat ons nodig het. En Here, U gee vir ons dit wat ons nodig het. Here, as ons voedsel nodig het, voorsien U. As ons klere nodig het, voorsien U. Here, soms kom dit uit 'n oord wat ons dit nie eens verwag nie. Maar Here, U sorg, U gee.
En Here, ons wil net vir U sê dankie. Dankie dat U ontferm oor ons as mens. Dankie dat U vir ons nie net ons liggame sorg nie, maar ook vir ons sielsdimensie. Here, wanneer ons nader tot gebed en deur die woord wandel, U woord indrink, Here, dan kom U en U vernuwe ons hele menswees. En ons wil net vir U sê dankie dat U na ons liggame omsien. Liggaam, siel en gees. Here, aan U alleen bring ons al die lof, die eer en die aanbidding. Seën ieder en elkeen in hierdie naweek en as dit U wil is, sal ons maandag weer praat. Amen en amen.